winde op die hoëveld ruim en vry, dan hoor ek die geklinkel van my spore, saal en toom, s'avonds as ek bees of skaap toe ry. Op die hoëveld waar dit wyd is, waar jy baie ver kan sien, die eilblou bring dan 'n knop in jou keel. Staan my huisie nog en wag vir my, wag al 'n jaar of 10, waar die bokkies op die leigrafstene speel. Maar as die tering kwaai word en ek hoor die laaste fluit, dan sweef ek na die hoëveld op die wind en soek ek dan in die maanlig al die mooiste plekkies uit waar ek kleiosse gemaak het as 'n kind. Nou, hierdie gediggie gaan oor speel af na die Tweede Vryheidsoorlog en daar's ekonomiese krisis in die land en die mense moes in die myne gaan werk. En ons kry hier 'n twee teenoorgesteldes. Die een is waar die man moet wees, waar hy gedwing is om nou te wees, en die ander een is waar hy graag wil wees. Ek gaan net nou verder praat hieroor. Vanaand is Hemelvaart en ons lees daarvan in Handelinge hoofstuk 1 vers 9. Daar staan dat Jesus, terwyl na 40 dae nadat Jesus uit die dood opgestaan het, of 40 dae na die Paasfees, het Jesus met sy disippels gestaan en praat en hy is in die wolke opgeneem. En toe sy disippels nog so stip na die wolke kyk, toe staan daar skielik twee manne in wit klere by hulle, en ons weet dit was engele. En die twee manne sê vir hulle, Galileërs, waarom kyk julle so stip na die hemel? Weet julle nie dat hierdie Jesus, net soos hy opgevaar het, dat hy eendag weer gaan terugkom? Nou, dit is Hemelvaart, maar ek wil vanaand so 'n bietjie terugspring na die aand wat Jesus die nagmaal ingestel het, die aand wat Jesus in hegtenis geneem is, die donderdag aand voor sy kruisiging. En as julle wil saam met my lees, kan julle lees, anders kan julle net volg. In Johannes 14 vers 1, Jesus het oor en oor vir sy disippels gesê dat hy weggaan, en dan sê hy vir hulle, julle moenie in julle harte so ontstel wees nie. Want dit wat nou gaan gebeur, is tot almal se voordeel. Want dan sê in vers 2 van Johannes 14, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. Nou in die huis van my Vader is daar baie woonplek. Van die Engelse vertalings vertaal daai woord woonplek met mansions. Daar's mansions in die huis van die Vader in die hemel. Ek dink die ou Afrikaans of die nuwe Afrikaans vertaal dit met kamers. In die huis van my Vader is daar baie kamers, is daar baie woonplek. En ek wil graag verstaan wat daai woonplek beteken. Is dit nou mansions, is dit nou kamers? En ek luister wat 'n man met die naam John MacArthur hieroor te sê het. En hy sê ons mis die punt as ons dink aan kamers of woonplek of mansions of huise of wat ook al. Hy sê die punt waar dit gaan is dat Jesus sê ons sal saam met hom en ons sal saam met die Vader wees in die Vader se huis.
En dan sê hy, daar's baie woonplek. Daar's genoeg plek daar, vir elkeen wat in hom glo. Jesus het 'n plek by die Vader en by hom, vir elkeen wat in hom glo. Dan sê hy, ek gaan om vir julle plek voor te berei. En hierdie sin is uiters gelaai. Want wat Jesus sê is, hy sê, ek gaan kruis toe. Ek gaan om aan die kruis te sterf, sodat julle saam met my by my Vader kan wees. As ons vers 3 en 4 lees, en hy sê, en as ek gegaan het, en vir julle plek voorberei het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. As ons net tot daar eers lees. Weereens kom ek terug daarna, dat die ewige lewe en die hemel, dit gaan nie oor wat ek daar kry nie. Dit gaan oor wie ek daar kry. Hy sê, want ek wil julle kom haal. Ek gaan almal wat in my glo kom haal. En dan kan julle vir altyd by my wees. Hy sê, julle ken nie weg na die plek waarheen ek gaan. Op daai stadium, toe is daar 'n disipel met die naam Thomas, en hy was so 'n bietjie dwars gewees. En hy sê, maar hoe ken ons dit? Toe antwoord Jesus hom in vers 6, Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So hierdie is Jesus se antwoord op wat? Hoe kom ons na die Vader toe? Hoe kan ek gered word? En die tyd waarin die Here geleef het, was 'n tyd wat die wet en die nakoming van die wet vir die mense verskriklik belangrik was. Want die Israel is so 500 en iets jaar voor die Here Jesus weggevoer in ballingskap na Babylonië toe. En daarso in Babylonië het hulle begin om sinagoges te bou, plekke van samekoms. En hulle het gesê, die Here het ons gestraf, want ons het weggebreek van sy wet af. So, hoe ons kan keer dat die Here ons ooit weer so straf, is dat ons daai wette moet alles in ons kan nakom. En hulle het gaan tel die wette in die eerste 5 boeke van die Ou Testament is 613 wette. So hulle het 613 wette onderskei, en hulle toe op elke wet nog 'n klomp goed, hoe jy daai wet kan onderhou en dit moet verstaan, uitgedink. So in die tyd wat die Here leef, het die mense gesê, as ek 'n goeie mens is, dan kan ek hemel toe gaan. Dan sal God my nie weer straf nie, ek's 'n goeie mens, as ek net klomp wette nakom. En hier kom Jesus en sê, dit is glad nie hoe dit werk nie. Hoe dit werk is, julle moet glo in my. Ek gaan dit vir julle wen. Ek gaan vir julle redding verwerf. Want vir jou, om met jou eie redding te kry, moet jy soos ek volmaak wees. En niemand kan volmaak wees nie. So waar Jesus in die vorige vers gesê het, julle ken nie weg, hy spreek daardie wet aan. Want mense het gedink, die wet kan vir jou redding bring. En Jesus sê, dit kan nie, maar ek kan. Dit wat by mense onmoontlik is, is by God onmoontlik. Hoe kan ons gered word? Ons word gered net deur geloof in Jesus Christus. Maar dit gaan meer as om net redding. Dit
gaan meer as om net 'n mansion in die hemel te kry. Dit gaan om by die Here te wees, by God die Vader te wees. En dan in hierdie hoofstuk 14 praat hy van die Heilige Gees en hy sê die Heilige Gees sal in die wat in my glo kom bly en die Heilige Gees sal vir ewig by julle wees. So as ek sterf en ek het die Gees in my, dan vir ewig in die hemel is die Heilige Gees by my en ek is by Jesus en ek is by God die Vader. Jesus sê ek gaan hom vir julle plek voor te berei. So toe Jesus, hoe het hy dit gedoen? Deur die kruis eerstens, maar tweedens deur hemel toe te gaan. Want waar berei hy vir ons plek voor? Hy berei vir ons plek voor in die hemel. En in hierdie paar verse van Johannes 14, dan sê hy, en as ek terugkom, dan gaan ek julle kom haal, gaan dies kom haal wat in my glo, en dan kan julle ewig by my wees. Ons Here gaan om vir ons plek voor te berei. Hy is opgevaar in die hemel, en deur sy kruisdood maak hy vir ons plek om vir ewig by hom te wees. Maar daar's 'n baie spesifieke implikasie. Eerste moet ons besef, ons regte woonplek is in die hemel. Ons regte woonplek is nie op aarde nie. Op aarde is ons tydelik. Die apostel Petrus skryf in sy eerste brief, hy sê, hier op aarde is ons vreemdelinge en hier op aarde is ons bywoners. Kom ons spring terug na die gediggie van Toon van den Heever toe. Hy skryf daar en hy sê, daai geliefde huisie in die Hoëveld van my, ek kan nog nie soontoe gaan nie, want ek moet eers hier in die myn werk. En as my werk in die myn klaar is, dan kan ek weer teruggaan na my regte huis toe. Hier waar ek in die aande slaap op die myn, is tydelik. Hier waar ek in die myn werk, is tydelik. Hier waar dit haglik is met tye in die myn, dit is tydelik, want ek het 'n regte huis, my eintlike huis, wat vir my wag. En dit is iets wat elke Christen moet weet, is hierdie plek op aarde, is net tydelik, dit gaan verby. Maar wat doen ons hier op aarde? Hoekom los die Here ons nog op aarde? Ek het een keer in die Trigard toe besoek ek 'n tannie, sy was amper 90 jaar oud, sy was bedlêend, gaan besoek haar in die versorgingseenheid van die ouete huis. En sy ken die Here Jesus, en sy lê daar, en sy sê, maar hoekom kom haal die Here my nie? Ek was toe baie voortvarend, ek's reg met 'n antwoord, ek sê, want tannie se werk is nog nie klaar nie. En sy sê vir my, maar wat kan ek doen? Toe sê ek, tannie kan bid. Haar kinders het geëmigreer, en sy weet nie of haar kleinkinders eers die Here ken, of 'n verhouding het met die Here nie. En dalk bietjie voortvarend sê ek vir haar, want tannie moet bid vir tannie se kinders en tannie se kleinkinders. Dis hoekom die Here tannie nog hier hou op aarde. Maar dit is waar vir elkeen van ons, selfs al is ons jonk en gesond, dat ons regte woonplek is by Jesus, daar waar hy gaan om vir ons plek voor te berei. Hoekom is ek nog hier? Ek is hier, want die Here het nog vir my 'n taak. En
Wat is daai taak? Daai taak is heel eerste en heel belangrikste, dat ek vir die ewige lewe sal leef nou hier op aarde. En wat sê Jesus? Hy sê vir sy disippels, julle ken die weg na die Vader toe. Thomas sê vir hom, maar ons ken nie die weg nie. En Jesus sê, maar julle het vir 3 jaar my dan by julle gehad. En dan in vers 6 sê hy, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kan na die Vader toe kom in die hemel nie, behalwe deur my nie. En dit is ons taak. So ons taak is om getuies vir Jesus te wees. Baie keer moet ons voor ons praat eers doen. Baie keer moet ons eers liefde uitleef voor iemand ontvanklik raak vir my om te getuig. Maar op die ou end, as ons leef vir die ewige lewe, dan sal ons 'n dringendheid in ons hê vir Jesus wat die weg, die waarheid en die lewe is. Want die realiteit daarvan is dat as iemand sterf sonder Jesus, dan het hulle die weg gemis. En Jesus kies vir my, en hy kies vir elkeen van ons, om sy getuies te wees. Party in daad, party in woord, maar ons hele ingesteldheid moet wees. Ek is net hier op aarde tydelik. Hierdie plek is ek 'n vreemdeling. Hierdie plek is ek 'n bywoner. Ek is soos daai myner in Toon van 'n Reever se gediggie. Hy praat hier van as die tering te erg word, siektes wat uitgebreek het. Almal van ons het smart en moeilike dinge om te verwerk op aarde. Want die aarde is nie ons woning nie. Ons moet net deur hierdie aardse lewe reis, en ons is hier op aarde, want ons vir elkeen van ons se werk. So toe Jesus opgeneem is in die hemel, in die wolke, het hy sy disippels gelos. En hier in die einde van die Johannes Evangelie, as dit vanaand uit Johannes gelees, dan sê hy vir sy disippels, soos die Vader my gestuur het, nou stuur ek julle weer. En vanaand sê hy vir my, en hy sê vir elkeen van ons vanaand, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Julle gaan nie nou saam met my hemel toe nie, want daar is nog vele werk hier. Amen. Kom ons sit net so, dan bid ons saam.